Welkom. In hierdie video gaan ons vinnig kyk na die belangrikste dele van 'n gitaar en wat elke een doen. As jy verstaan hoe jou gitaar aan mekaar vasgesit is, gaan dit sommer die hele avontuur net makliker maak. Die kopstuk. So, Engelse woord, headstock. Ons begin bo by die kopstuk. Dit is die gedeelte aan die einde van die nek, waar die stemmechanismes is. Die basiese funksie, die kopstuk uit die stemmechanismes en help om die snare op spanning te hou. Die neut, so nut in Engels. Hier onder die stemmechanismes kry ons die nut of die neut. Dit is die klein stukkie materiaal waar deur die snare loop. Sy basiese funksie is om die snare ewe ver uit mekaar uit te hou en om die snare dieselfde hoogte van die vingerbord af te hou. Volgende, die nek. So, hierdie lang gedeelte is die nek natuurlik. So, dit verbind die kopstuk met die gitaar se lyf. Sy basiese funksie is 'n plek vir ons vingers om die akkoorde te kan druk. Die vingerbord. Julle het hom voorheen gehoor. Die Engelse woord is fretboard. So, bo op die nek kry ons die vingerbord. Dit is die oppervlak waarop ons die snare druk om die note te kan maak. Die basiese funksie, dit gee ons 'n oppervlak waarop ons verskillende note kan vorm. Die lyf of die body. Okay? So die lyf van die gitaar is die groot gedeelte van die gitaar. So sy basiese funksie, die lyf ondersteun die nek en by 'n akoestiese gitaar help dit ons om die vibrasie van die snare in 'n hoorbare klank te verander. Die klankgat. Op 'n akoestiese gitaar kry ons gewoonlik hierdie klankgat. Sy basiese funksie is om die vibrasie van die gitaar se binneste uit te stel in 'n buitenste klank vir almal om te hoor. Volgende het ons die brug. So Engelse woord is bridge. Hieronder kry ons die brug. So, sy basiese funksie is, die brug anker die snare aan die lyf van die gitaar en dra die vibrasies oor van die brug af na die dun gedeelte hout bo op ons gitaar. So die boonste blad van die gitaar. Volgende, die brugsaal. So the saddle in Engels. Die klein gedeelte wat op die brug sit, word die brugsaal genoem. So baie gelykstaande aan die neut wat voorheen genoem was. Sy basiese funksie is, dit ondersteun die snare en help om hoogtes en intonasie te bepaal. So as ek sê intonasie, is dit basies net die noot. So die Engelse woord is microtones. So as jy die gitaar instel, sal jy sien hulle is of bietjie uit of bietjie skerp. So is of verby die noot of onder die noot. Dit is wat dit is as ek sê intonasie. Die snare. En natuurlik kan ons nie van die snare vergeet nie. Die basiese funksie. Wanneer jy 'n snaar pluk of slaan, vibreer dit en produseer dit 'n noot. Die 6 snare van 'n standaarde gestemde gitaar is E, A, D, G, B en weer E. So maklike rympie is Eddie, 8, Dynamite, Good, Bye, Eddie. So jy so agterkom, daar's 2 E's. So as ek praat van 'n oktaaf, is dit die hoogte waarvan een noot is. So ons kry of 'n basnoot of 'n hoë noot of 'n gemiddelde noot wat tussen daai twee is. Dit is die verskillende oktawe van 'n noot.
En dit is die basiese gedeeltes van 'n gitaar. Jy hoef nie alles dadelik net te memoriseer nie. Hoe meer jy speel, hoe meer natuurlik gaan hierdie name vir jou begin voel. In die volgende lesse gaan ons kyk na hoe om die eerste liedjie te speel en basiese akkoorde te kan speel, note lees en uiteindelik musiek te kan maak. Nou weet jy daarom wat elke gedeelte van jou instrument doen en dit is 'n goeie plek om te wees.